Goeiemôre, goeiemiddag of heel waarskynlik goeienaand. Hier soos die naam van die video aandui, gaan hierdie letterlik net oefeninge wees van die dingetjies wat jy al veronderstel is om te geleer het. Een gaan wees jou getallestelsel en die ander een gaan wees die voorstelling van die getallestelsel. So dis letterlik wat ons gaan doen. Ons gaan fokus op getalstelsels en die voorstelling van getalstelsels. Dis net voorbeelde daarvan en soos gewoonlik, ek is nie hier om jou tyd te mors nie. So, gaan kyk onder in die description. Okay, in hierdie video scroll bietjie af, description. Gaan na as jy sukkel met spesifiek met die voorstelling van die getalstelsels, gaan soontoe, klik daarop. Hy maak so blou. Gaan nie soontoe, dan doen jy dit, maar soos ek sê, dis oefeninge. Okay, dit beteken jy moet dit ook oefen. Ja, ek gaan nie antwoorde gee en ek gaan 'n bietjie praat daaroor, maar die eintlike doel is vir jou om dit te oefen. So 'n pen en 'n papier. En dan pause jy die video. En dan try jy dit. En dan sien jy is dalk reg, dalk verkeerd, ek weet nie. En dan gaan jy aan na die volgende een toe. So dis oefening. Okay? Ek sal ook, as jy nou regtig vergeet het hoe die getallestelsels werk en hoe die voorstelling van getallestelsels werk, ek sal voor elkeen van hulle net regs in die hoekie weer die i laat vertoon, oppop, dan kan jy opklik en dan kan jy daai video's net weer gaan kyk. Alright, so kom ons begin. Ons begin met die getallestelsels. Alright, hoe werk die getallestelsels en al daai ander dingetjies. So, skryf jou 'n stuk papier en dan skryf jy vir my hierdie neer. In jou toetse gaan dit altyd, hulle gaan altyd vir jou soos vra of vir 'n tabel gee. En dan moet jy dit net tik. Hierso is ek's veel te lui om 'n tabel te teken. So ek gaan nie 'n tabel teken nie. Ek gaan dit net so neerskryf. En dan langs dit gaan ek elkeen soos gaan uitskryf wat hy is. Ja, dit vat dalk 'n bietjie meer tyd, maar dis daarom nie 'n tabel nie. So. 2,813. Jy moet nou vir my identifiseer wat se tipe dit is. Alright. Wat se kategorie van die getallestelsels is hy? So is hy natuurlik, tel, heel getal, rasionaal, irrasionaal, nie reëel of reëel. Jy moet dit nou vir my doen. Okay? So 2,813. Soos ek gesê het, pause die video en jy dit gou wil probeer. Daar was nou die perfekte oomblik om dit te pause. As jy dit nie gepause het nie, het jy dit gemis. Ek gaan aan. 2,813. Kan jy sien? Hy is eindigend. Gaan ons probeer inzoom. Kan jy sien hy is eindigend? 2,813. Daar's nie 'n ellips na hom soos met hierdie een wat aandui dat hy aangaan nie. Wat beteken hy eindig? Dis 'n eindigende eindigende desimale getal. Dit beteken hy gaan wees rasionaal, kyk kie sonder daai streepietjie dingetjie daarbo, en reëel. Om nou alle rasionale getalle gaan altyd reëel wees. Alle irrasionale getalle gaan ook altyd reëel wees. Om nou reëel is die samreël bo rasionaal en irrasionaal, en dan ook alles wat onder rasionaal val. So, die volgende een, 4.1. 4.1, kyk 4.1 met 'n kolletjie bo, dis nie 'n i nie, moet asseblief nie dink is 'n i nie. Ek sal my i heeltemal anders maak en julle is nog nie oud genoeg om met i's en wiskunde te werk nie. So, 4.1 met 'n repeterende teken bo dit. Repeterend beteken wat? Dit beteken eerstens, hy is oneindigend. Dit beteken tweedens, hy repeteer, obviously. So die 1 repeteer. Kyk die kolletjies op die 1. Daarom gaan hierdie wees 'n rasionaal en reële getal. Nou, repeterende getalle kan as breek geskryf word, daarom is hy rasionaal. Volgende een, minus 25 onder 'n wortel. As hierso so, kyk na die volgende eentjie. Ek wil hierdie net vir ek het hierdie ingesit net om julle
te wys dat daar 'n plek is waar die onderwysers jou heel waarskynlik gaan uitvang. As jy dit nie weet nie, dan gaan jy uitvang. As daar 'n minus onder 'n wortel is dit 'n vierkantswortel, is dit outomaties nie reëel. Maar as dit 'n my magtig klink ek soos 'n pirate. As dit 'n derde magswortel is, soos die minus 27 sin, daai is 'n derde magswortel. Dit beteken ek het 3 getalle, 3 negatiewe getalle wat ek met mekaar moet maal om by minus 27 uit te kom. 'n Vierkantswortel waaronder die minus 25 is, beteken ek moet 2 getalle hê wat albei minus is, wat ek met mekaar moet maal om by 'n minus uit te kom. As jy hierso nie heeltemal weet dat wat ek nou net gesê het verkeerd is nie, wil ek hê jy moet my tekens video gaan kyk. Nou vertel ek vir jou dat as jy 'n minus met 'n minus maal, so soortgelyke getalle, dan gaan dit altyd plus wees. As hulle dieselfde is dit altyd plus. So in hierdie geval, scroll nou af, ek het nie geweet nie. So in hierdie geval is dit 2 minusgetalle om 'n minus te gee, maak nie sin nie. Daarom gaan minus onder 25 nie reële getal wees nie. Maak sin? Nee, ek hoop dit maak sin. Ook, nee, ek sal dit later, amper sê ek vir julle iets, maar ek sal dit net nou vir julle sê. Okay, so die derde magswortel en die minus 27. Wat gaan hy wees? So 3 getalle wat ek met mekaar moet maal om by minus 27 uit te kom. Ek weet hierdie deel is nie noodwendig deel van die getallenstelsels nie, maar dit is deel van wiskunde, so ek gaan dit gou verduidelik. 3 getalle met mekaar gemaal. So eerstens, jy kan dit net so in jou saakrekenaar gaan indruk en dan sal dit maklik wees. Maar kom ons redeneer dit gou uit, want hy gaan vir jou sê die antwoord is minus 3. Nou, vat minus 3 en maal dit met nog 'n minus 3. Om nou aan jy moet 'n getal kry wat met homself maal om by die uit te kom. Maar in hierdie geval moet ek 3 getalle kry wat ek met mekaar maal om by minus 27 uit te kom. So, pas minus 3 maal minus 3. Geef my plus 9. Plus 9 maal weer minus 3, want omdat minus 3 maal minus 4 maal minus 3, geef my minus 27. So my antwoord van die derde magswortel van minus 27 is minus 3. En minus 3 begin by heelgetalle, dan is dit ook rasionaal en reël. Maak dit sin? Goed, maak sin. 3 pi. Pi jou grootste of bekendste, as ek sê grootste bedoel ek eintlik maar jou bekendste. Jou mees bekendste irrasionale getal wat bestaan, maal hom net met 3, dan kry jy 9 punt, wat ook al. En dit is oneindigende getal, omdat pi is 'n oneindigende getal, maar hy is ook nie repeterend nie. Dit beteken, ons kry ons eerste irrasionale, ek het regtig amper nou net gesê nie reël. Ons kry ons eerste irrasionale getal van die lot. Irrasionaal, maar nou soos ek julle gesê het by 2.8.1.3, 2.813, rasionaal en irrasionaal is albei reële getalle. Dit is actually getalle wat bestaan. Okay, so daarom is hy ook reël. Wortel 15. Wortel 15 is ons tweede irrasionale getal wat ons skryf op die lys. Die rede daarvoor is as jy soos 15 is nie 'n vierkantsgetal nie. Wat beteken dat hy gaan nie 'n perfekte getal vir my gee nie. As dit 25 was, sou dit 5 wees. Van 5 maal 5 gee vir my 25. 25 is 'n perfekte vierkantsgetal, maar 15 is nie. 15 gaan vir my een of ander vreemde getal gee, wat ek nie op die oomblik weet wat dit is nie. En dan oneindigende, nie repeterende desimale getalle. Of desimale is na die, wat ook al heel getal wat hy vir my gee. So, daarom gaan hy wees 'n irrasionale getal en 'n reële getal. 36 plus 64 plus by mekaar kry 100. 100 is 'n vierkantsgetal en hy is 10. 10 is almal.
So jy begin by die, as jy nou die diagram in jou kop het van hoe die getallenstelsels werk, begin jy by die middel. Natuurlike getalle, telgetalle, heelgetalle, rasionale getalle, irrasionale getalle, nie irrasionale getalle, wat sê ek? En dan reële getalle. Okay, so hy is almal. 8, 81,24873. Hy het 'n ellips aan die einde, wat beteken hy hy is oneindig. Kyk hoe val ek sê al die verkeerde terme vandag, damn. Die ellips aan die einde van daai getal beteken hy is oneindig, maar dit lyk nie asof enigiets van hom repeteer nie, daarom gaan hy, wat is 'n getal, wat is 'n desimale getal, wat oneindigend is, nie repeterend nie. Dit is 'n irrasionale getal. As jy dit nog nie weet nie, gaan weet dit. Sien jy, dis die kie met die streepietjie by. Ons sien jy het 'n klein streepietjie by. Daai een daarbo, hierdie een hierso, hy het nie streepie by nie. So, rasionaal, irrasionaal. Okay, minus 100. Ons het daarbo gesê dat 'n volle 100 geef my onder 'n vierkantswortel geef my 10. Hierdie minus is voor die vierkantswortel. Hy's nie onder die vierkantswortel soos die minus 25 nie, hy is voor. So die vierkantswortel 100 geef my 10. Dan staan die minus net voor hom en dan maal hy basies. En dan kry jy minus 10. Nou, minus 10 is nie 'n telgetal nie. Hy is nie 'n natuurlike getal nie. Hy begin by heelgetal. Dan sy heelgetal, rasionaal en reël. Nou, 0 gedeel deur 36. Wat kry jy as jy 0 met 'n getal deel? So kom ek sê vir jou, ek het 0 smarties en ek wil hê jy moet groepe van 12 maak van die smarties. Want dis eintlik wat beteken as ek vir jou sê deel. Ek sê vir jou, deel hom in groepies in. Maak groepies. So, as ek 12 smarties gehad het en ek sê vir jou, deel hom in 3 groepies in. Nee, so deel hom deur 3. Dan gaan jy sê, okay, 12 kan opgedeel word in 4 groepies. 4 gelyke groepies. Nou, 0 kan nie opgedeel word in 36 gelyke groepies nie. So, wat is 0? Wat is 0? 0 is almal behalwe die heel eerste een. 0 is nie 'n natuurlike getal nie. Daarom gaan hy wees 'n telgetal, heelgetal, rasionale getal, amper sê ek irrasionaal, en dan reël. Nou julle net nou, waar was dit? Waar het ek 'n stelling gemaak? Hier iewers het ek gesê, ja, ek gaan julle net nou vertel. Hierso gaan ek julle nou vertel. So 0 gedeel deur 'n getal is altyd 0. Maar wat kry jy as jy 'n getal met 0 deel? So as jy 2 nou sou omruil. As dit 36 gedeel deur 0 was. Ek hoop nie hulle vra vir jou so een nie. As hulle vir jou so een vra in die toets, moenie gaan staan en nie reëel merk nie. Want dit is nie 'n nie reële getal nie. 'n Getal gedeel deur 0 is ongedefinieerd. Moenie daai twee met mekaar verwar nie. Nie reëel beteken nie noodwendig hy is nie gedefinieerd nie. Ons het hom dan gedefinieer deur te sê hy is nie reëel nie. 'n Getal gedeel deur 0 is nie gedefinieerd nie. So hy val nêrens op hierdie kategorie lys nie. Maak dit sin? Ek hoop dit maak sin. As jy een gevra het, ja, ek weet nie. Sal met jou vra my. Okay, voorstelling van getallenstelsels. Hierso, ek gaan vir julle 2 voorbeelde doen waar ek die grafiese voorstelling, interval, notasie en dan die versameling keerder notasie doen. Ek dink dit is 2 voorbeelde en dan sal ek vir julle nog daarna 2 doen waar dit net grafies is. Okay? So, ons gaan baie grafies doen. Taflak as jy nie daarvan hou nie. Reële getalle kleiner en gelyk aan 6 en groter as 4. So, soos ek gesê het, ons gaan nou 3 dinge doen. Nou was nou die perfekte geleentheid om dit te pause en dan die 3 dingetjies te probeer. As jy dit weer gemis het, shame ou. So,
Die eerste ding wat ek gesê het ons gaan doen is van grafiese voorstelling doen. Nou, reële getalle kleiner en gelyk aan. So, vraag, is dit gelyk aan 6? Jou antwoord moet ja wees. As dit nee was, dan is jy verkeerd. Jou antwoord moet ja wees, want daar staan, watse getalle is kleiner en gelyk aan 6? So dit moet gelyk wees aan 6. Hoe dui ek iets? Okay, so as hy gelyk is aan, beteken dit is ingesluit. Nou my vraag wat ek net wil vra voordat ek daai stelling gemaak het, is, hoe dui ek iets aan wat ingesluit is? Want duidelik is 6 ingesluit. Grafies, ek maak 'n kolletjie. As jy nie weet wat ek hier doen nie, sal ek 'n video add. Jo. As jy niks van hierdie video weet nie, sal jy so 6 video's gaan kyk aan die einde van hierdie een. Maar in 'n geval. Is hy gelyk aan 4? Nee, hy is nie gelyk aan 4 nie. As jy gesê het ja, nee. Nee ou, nee. Al credit, nee. Hy is nie gelyk aan 4 nie, hy is net groter as 4. Hoe dui ek iets aan wat uitgesluit is, want as hy nie gelyk is nie, dan is hy uitgesluit. Het ek gesê hoe mens hom aan as hy ingesluit is? Ek kan nie eens onthou nie. As hy ingesluit is, maak jy 'n toekol, grafies, nê? As hy uitgesluit is, los jy 'n oopkol. Daarom trek ek my mooi tabelletjie. Nou jy moet dit mooier doen, jy moet soos 'n hele lineaal ding daar doen, lineaal aksie. Ek stel lei. Ek doen dit net so vir julle. En dan trek ek 'n lyn tussen die twee kolle. Tussen die oopkol en die toekol. Daar moet 'n lyn wees. Want ek werk met reële getalle. As ek met enige ander getalle gewerk het, sou ek nie die intervalnotasie kon doen nie. Want intervalnotasie werk net met reële getalle. Daarom kan ek intervalnotasie doen. Kyk, 4 is uitgesluit en 6 is ingesluit. Kyk wat se hakies gebruik ek. Ek gebruik 'n ronde hakie as hy uitgesluit is en ek gebruik 'n blokhakkie as hy ingesluit is. Dit is baie belangrik vir die wat nou nie daai geweet het nie. Volgende een en laaste een. As jy nie hierdie terme ken nie, nê, ingesluit en uitgesluit en blokhakkie en ronde hakkie en krulhakkies en groter as en gelyk aan en klomp sulke nonsens, dan gaan hierdie dit gaan 'n baie moeilike video vir jou wees. Jammer ek het nou vir jou sê 17 minute in en ek sê vir jou taflak ou, hierdie is moeilik vir jou want jy weet nie wat die terme is nie. So ons gaan dieselfde doen, hè. Ons het net nou gesê ingesluit en uitgesluit. 6 is ingesluit, 4 is uitgesluit. Daarom lyk hulle kolle anders. Daarom ook lyk hulle hakies anders. En daarom in versameling keerder notasie gaan hulle groter as hulle krokodiltandjies gaan anders lyk. Nou versameling keerder notasie is die moeiliker een. Maak jou krokodiltandjies. Maak seker jou X is in die middel. Sien jy daar? So, dis 4, want 4 is kleiner as 6. 6, as jy hom nou van regs af links toe lees, is groter as 4. Nou, 4 se krokodiltandjies lyk so, want hy's uitgesluit. Wat ek probeer beskryf, die getalle tussen 6 en 4, stel ek voor as 'n X. Daai is 'n X. Moenie dink is 'n N nie, asseblief. Die ding tussen die 4 en die 6 is 'n X. Moenie dink is 'n N nie. Dieselfde met hierdie en hierbo. Nou, die rede hoekom daai een nie 'n streepie onder het nie by die 4, is omdat hy uitgesluit is. Dieselfde met die 6. 6 is ingesluit, daarom het hy die streepie. En hierdie noem ek krulhakkies. Jy maak hom toe met krulhakkies. Ok, die volgende voorbeeld gaan ek nou nie so in detail bespreek nie, maar skryf hom so lank neer. Reële getalle, ons werk weer met reële getalle, so daarom gaan ek kan intervalnotasie. Reële getalle groter as 5 en kleiner en gelyk aan 8. Groter as 5, kleiner en gelyk aan 8. Ai, liewe land. So, ons begin weer met die
met daai ander ding, die ding wat jy die streepies trek, wat is dit nou weer? Getalle? Nee, grafies. Ons begin met grafies. Jy trek jou lyntjie. Jy sien dat, ek het nie eens bespreek nie. 5 is uitgesluit, want dit sê net groter getalle, groter as 5. Nie gelyk aan nie, dis jy nie volgende wat hy sê gelyk aan. Dieselfde met as hulle soos vir jou sê, wat is al die getalle tussen 4 en 5? Dan is nie 4 of 5 ingesluit nie. Dan beteken 4 en 5 moet beide uitgesluit wees en oop kolletjies wees. En as hulle vir jou sê, vanaf 5 tot en met 9, dan is 5 en 9 ingesluit. Julle moet baie seker maak julle verstaan hierdie terminologie hoor. Baie seker. Voorheen het ek gesê is die intervalnotasie. Intervalnotasie, hoe lyk dit nou weer as hy uitgesluit is? Krulhakkie. Hoe lyk dit nou weer as hy ingesluit is? Just lyk julle nou van die spoor af. Hoe lyk dit as hy uitgesluit is? Ronde hakkie, nie krulhakkie nie, moet nie na my daai vorige ding luister wat ek gesê het nie. Hoe lyk dit as hy ingesluit is? Blokhakkie. So, my 5 kry die ronde hakkie. My 8 kry die blokhakkie. En dan laaste versameling keerder notasie. Jy moes nou tussen hierdie goeders gepause het en dit self probeer het. Ek sê maar net. Jy kan nie net kyk nie. Nee ou, dis nie hoe dit werk nie. Wiskunde werk, jy gaan nooit wiskunde deurkom as jy net kyk nie. Behalwe as jy geniaal slim is en alles kan onthou soos 'n wat sit nou weer? Fotogeniese geheue het. Fotografies. Fotogenies. Ek dink dit is fotogenies. Nou gaan jy dalk reg kry, maar ek kan jou beloof jy het nie want jy kyk 'n video oor wiskunde. So probeer dit self. OK. Hy gaan wees 5 is uitgesluit en 8 is ingesluit. Sien jy? Streepie onder die 1 by die 8, nie 'n streepie onder die 1 by die 5 nie. Volgende voorbeeld. Ek dink hierdie gaan dit nou net, ja. Hierdie is nou net, doen vir my nou net 'n grafiese voorstelling van die heelgetalle kleiner as 5. Die heelgetalle kleiner as 5 beteken dit hy gaan tot in die minus en dan gaan hy by oneindig gaan uitkom. Soms flous hulle jou en dan vra hulle vir iets soos wat is die telgetalle kleiner as 3? Okay, telgetalle beteken hy gaan nie verby 0 nie. So dan moet jy net 3, 2, 1, 0. Nou is jy klaar. Hy gaan nie aan nie. Telgetalle stop by 0. Of dan sê hulle vir jou al die natuurlike getalle kleiner as 4. Dan sit mos 4 of nie, nee, as hy sê kleiner as 4 beteken dit 4 is nie ingesluit nie. Okay, slim. Nou dit. Dan beteken dit 3, 2, 1. Nie 0 nie. 0 is telgetalle, natuurlike getalle. Maar hierso vra hulle vir die heelgetalle, so dit gaan wees al daai minusse. So hierdie is hoe jy dit nou gaan doen. Jy trek jou lyntjie. Heelgetalle is nie al die getalle nie, dis net die heeles. Dis net die 4, dis net die 5, dis nie 4.5 nie. So dis niks tussen 4 en 5 nie, dis net 4 en dis net 5. As dit kleiner as 5 is, beteken dit 5 is uitgesluit. Daarom gaan jy dit so kan teken. Sien jy waar 5 uitgesluit is? Ag, ja, het ek gesê 4, het ek gesê 5. 5 is uitgesluit, 4 is ingesluit. Dis die eerste heelgetal wat ingesluit is. Dan is dit 4, 3 en 'n klein pyltjie om net aan te dui dat hy gaan. Hy gaan na 2, 1, 0, -1, -2, -3 ensovoorts. Of jy kon dit so doen. Waar jy sê, sien jy ek ignoreer die 5. Want tegnies hoef jy hom nie eens aan te dui nie. Jy kan net sê, hy begin by 4, dan is dit 3, dan is dit 2 en dan gaan hy aan. Jy kon letterlik ook net die 4 kolletjie maak, met 'n pyltjie langs hom. Maar, ek weet nie, onderwysers is van die mense, nee, hulle is vreemd. So, ek weet nie noodwendig, vooral wiskundeonderwysers, magtig. Ek weet nie hoe jy wiskundeonderwysers sou reageer as ek nou hierdie vir sê nie.
As sy spesifiek van jou verwag om dit so te doen, asseblief luister vir haar. Op die ou en is ek nie die een wat vir jou punte gee nie. Ek sê vir jou, hulle kan albei wees. En hulle kan albei wees. Ek gee vir jou wiskunde, maar ek gee vir die wiskunde waarheid. Maar ek gee nie vir jou klas nie. So ek gee nie vir jou punte nie. So as juffrou vir jou sê doen dit so, want sy gaan vir jou punte gee omdat dit so lyk. OK? Volgende een. En ek dink dit is die laaste een. Reële getalle groter as -2 en kleiner en gelyk aan 8. Hoekom het ek in die vorige slide net kolletjies gemaak? Want soos ek vir jou gesê het, dis die 4 en dis die 5 en dis die 2 en dis die 3, maar dit is nie die getalle tussen hulle nie. Want ons het gewerk met heelgetalle. Nou werk ons met reële getalle, wat beteken, dis al die getalle tussenin. OK, dis die 4.5. 4.5, 6, 7, 8, 9, 10. Dis al daai desimale getalle tussen hulle. Daarom gaan ek nie net kolletjies tussen my -2 en my 8 maak nie. Ek gaan my tabelletjie trek, val ek nou oor my tong. Tabelletjie trek, my 2 kolletjies ingesluit of uitgesluit en 'n lyn tussen hulle trek. Onthou dit, want ek werk met reële getalle. Op 'n stadium gaan ek 'n video uitbring waarin ek baie mooi verduidelik dat as jy klomp punte bymekaar het, vorm dit op 'n stadium 'n lyn. Dis hoekom ons 'n lyn tussen hulle trek, want ons het klomp punte tussen mekaar. So ja, is hy gelyk aan -2? Kom ons vind nou eers uit of hy ingesluit of uitgesluit is. Is hy gelyk aan -2? Nee. Hy is nie gelyk aan -2 nie. Jy weet, soms as ek hierdie vraag vra, voel ek regtig soos Dora the Explorer. Ek weet nie of julle al ooit Dora the Explorer gekyk het nie. Sy sê asof jy vra, waar is die dam? En dan is die dam reg agter haar, maar dan staan sy na jou en sy kyk net vir jou en sy wag vir jou om te antwoord. Dit is soms super awkward want sy wag soos vir 10 sekondes. En dan sê jy vir haar, vir julle 10 sekondes, die dam is agter jou, maar sy hoor jou nie. En in dieselfde geval voel ek 'n klein bietjie nou so. Dit voel vir my asof ek vra en ek wag, maar soos dis net ek en my plant hier in my kamer. Daar's niks anders nie. Dis net dit. Niemand beantwoord my nie. Maar in 'n geval, -2 is nie ingesluit nie. Hy is net groter as -2. Hy is wel gelyk aan 8. So -2 is uitgesluit waar 8 ingesluit is. Maak dit sin? Ek hoop dit het sin gemaak. Het nie sin gemaak het nie, kyk dit weer of gaan kyk na die ander video's wat ek het wat hierdie goedjies dalk bietjie meer verduidelik. Nou hierdie was nou net 'n oefening. So as jy dit verstaan nie, is dit fyn nou. Ek het nie regtig iets verduidelik nie. Of ek het seker. Maar ja, okay. So ek hoop julle het dit baie waardeer. Dit baie geniet en sien julle in die toekoms.